Welkom by Te Bernadei se aanlyn diens. Ek wil vandag met jou praat oor in hom. Nou hierdie jaar is daar 'n deurlopende tema in my persoonlike geestelike lewe wat heeltyd uitkom. En dit het nou ook uitgekom by konferensies waar ek was hierdie jaar, selfs in ons Pinkstertyd en om Theo selfs al op rade oor die volgende gepraat. So dis hoekom ek wil met jou praat oor die heel eerste hoofstuk wat ek ooit in 'n preek gebruik het. En hy het hierdie jaar so relevantie weer in my lewe gehad. Dis Johannes 15. Nou vers 1 tot 7 in die ou vertaling sê die volgende: Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Nou Jesus sê hier, dat dit als eintlik oor hom gaan, en dat ek en jy geroep is om vrug te dra. As ons nie vrug dra nie, word ons gesny en weggeneem. As ons vrug dra, word ons nog steeds gesny, sodat daar meer vrug kan kom. Vers 3, Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Nou ek gee miskien my ouderdom weg, die jonger generasie ken nie meer hierdie vorm van televisiespeletjies nie, maar ons het hierdie gespeel, en dan het die speletjie nie gewerk, ek moes hom uithaal, skoonmaak, en as ek hom dan ingesit het, dan het hy ewe skielik begin werk. En so kom Jesus en hy sê eintlik, dat ek en jy kan uit ons eie uit niks reg kry nie, maar sodra ons in hom is daar enige iets. Sodra ons in hom is alles moontlik vir ons om te doen in en deur hom. Hy bly die bron, hy bly die rede hoekom ons vrug kan dra. Nou ons het die hele Mei gepraat oor die Heilige Gees, ons wandel met hom en hoe om dan 'n geesgedrewe lewe vanuit dit uit te leef. Maar sien, ons moet geanker bly in hom, gewortel bly in hom. Die Engels sê eintlik abide in me, wat beteken ek bly in hom, wetende dat uit my eie uit kan ek niks reg kry nie, maar in hom kan ek veel vrug dra. Vers 6, as iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog. En hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Hoor nou vers 7, dis ons kern. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil en julle sal dit verkry. En vanuit hierdie vers uit is daar nou 3 goed wat ek by jou wil los, sodat ons nie net 'n geesgedrewe begin nou nie, maar dat ons in dit bly. So die eerste ding is, hy het gesê, as julle in my bly, met ander woorde, leef reg. Daar's 'n storie van Jesus wat klop aan 'n deur en dan word daar oopgemaak, maar dan laat ek hom nie toe om die hele huis beheer te vat nie, net die kamers en gedeeltes wat vir my gemaklik is. Maar dan kom die vyand en hy klop aan die deur en dan het hy volle reg om in my huis in te kom, want ek leef nog nie reg nie. Maar die tweede deel is, ek kan Jesus toelaat om elke kamer van besit te neem. So ek kom bly eintlik dan in sy huis. En dan as die vyand kom klop, dan leef ek klaar reg en dan het Christus die volle reg om die vyand te weerstaan. 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20 sê, of verstaan julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is, wat in julle woon en deur God aan julle gegee is nie. Julle behoort nie aan julle self nie, want julle is teen 'n duur prys gekoop. Daarom moet julle God met julle liggame verheerlik. En daarom moet ons reg leef, want ons liggame raak dan die tempel waarin en waardeur die Heilige Gees kom woon. Punt 2, praat reg. Die volgende gedeelte van daai vers het gesê, en my woorde in julle. Ek hou van hoe Jakobus dit in die 3de hoofstuk sê. In die New King James sê vers 4 en 5, Behold, also the ships, being so great and driven by fierce winds, yet they are turned about with a small rudder, where the impulse of him steering desires. Even so the tongue is a little member and boasts great things. Behold how little a fire kindles large a forest. So, die skip, hierdie enorme wessel op die water,
word gedryf deur die oseaan, maar hy word gestuur deur die roer, deur die stuurwiel. En so ek en jy, ons kan deur die winde, deur die storms beheer word, maar eintlik kom die beheer wanneer ons tong reg kry. En daarom moet ek en jy nie net reg leef nie, maar ons moet reg praat. Nou, daar is een ding om reg te praat en reg te leef, maar dan word ons eintlik reg. Ons word na sy beeld verander. En daarom eindig vers 7, wat ons aan die begin gelees het, sal julle vra net wat julle wil hê, en dit sal vir julle gegee word, of julle sal dit verkry. Die Engelsman praat van 'n realization. Dis wanneer jy agterkom, dit gaan oor wanneer Christus in my is, ek is in hom, sy woorde is in my, dan verander my lewe in my woordeskat, en dan praat ek soos hy. Daarom sê hy in Galasiërs 4:7, jy is dus nie meer slaaf nie, maar kind. En as sy kind, het God jou sy erfgenaam gemaak. Nou Rick Mouser verduidelik erfgenaam in 'n Bybelse term baie mooi. Hy het gesê 'n vader deel al sy erfdele aan elke seun en saam vorm al die seuns in 'n estate. Bekende woord, né? Dit beteken eintlik as enigiets in die estate wil gebeur of plaasvind, moet al die broers bymekaar kom en as hulle dan same besluit neem, dan kan die estate aangepas word en veranderinge kan plaasvind. So moet ek en jy op die punt kom dat Christus ons lewe, ons woorde transformeer, sodat dit wat ons vra die wil van die Vader is. Want die vrug wat ons moet dra, moet die wêreld kan voed, moet mense daar buite kan voed. Die wêreld het nodig om die goeie nuus deur jou en my te hoor. Ek het laasweek gepraat in ons preek in die diens van ons het hierdie glaskas en baie keer is al ons trofees en medaljes agter daai glaskas en ons kyk het ons vertoon dit wat ons reg gekry het. Maar dit gaan oor die oorwinnings wat ons op 'n daaglikse basis lewe, wanneer Christus deur my leef, wanneer ek reg praat en dan wanneer ek soos hy word. En dan eindig ek weer deur te sê, dis een ding om reg te leef en reg te praat, maar dan verander ons sodat ons soos hom word. Wat gaan jy verander vandag om meer soos hom te word? En dan wil ek vers 7 wat ons na gekyk het, die message sê dit vir my baie mooi. If you make yourselves at home with me and my words at home in you, you can be sure that whatever you ask will be listened to and acted upon. So kom ons maak Christus ons tuiste. Laat my lewe 'n tuiste kan wees waar hy kom inwonend is, sodat dit wat ek spreek en leef en word, mense na hom toe sal wys. Hierdie is my gebed, Johannes 15:16. Jesus sê die volgende: dis nie julle wat my uitverkies het nie, maar ek wat julle uitverkies het om in staat te stel om te gaan vrug dra. Vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. Here Jesus, dankie dat ons na U toe kan kom vandag. Ek bid dat die dinge wat ons sê, die dinge wat ons leef en hoe ons word, vrug sal dra. Vrug wat die goeie nuus met die wêreld sal gaan deel. In Jesus naam. Amen.